Goeiemôre geliefdes. Ek groet ons volksgenote in die mooi naam van ons Verlosser en ons Messias, Yeshua Messiah. Ons begin vanmôre die tweede deel in die reeks, hoe praat God met die mens en wat sê die woord. Maar voordat ons begin, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, heilig, heilig, heilig is U. Ons wil vandag vir U baie dankie sê, dat U bemoeienis met ons maak. Dankie vir U kosbare woord. Dankie Vader, vir U goddelike Gees, wat ons leer en lei en rig in alle waarheid en geregtigheid. Daarom pleit ek nou by U, dat U ook deur U Gees tot ons sal spreek en ons harte en ons siele sal verryk tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Hemelse Vader, ek wil bid dat hulle wat inluister deur U Gees verlig sal word na verstand en dat U die geestelike oë sal oopmaak en die geestelike ore sal oopmaak, sodat ons volk sal hoor en sal luister wat U tot ons spreek, waarin U 'n welbehae het. Ons sê vir U baie dankie daarvoor, in die naam van ons Verlosser Yeshua. Amen. Nou, voordat ons begin met hierdie reeks, wil ek net so 'n bietjie met U gesels oor myself en wat werklik in my lewe gebeur het. Op die 19 Oktober 1971 op Arnold Kragstasie het Vader een middag iemand na my toe gestuur en die persoon het met my gedeel, die woord gebreek. En daardie aand baie laat het ek self gebreek in trane, my sonde erken en bely. En ons Verlosser Jesus Christus vir Israel Yeshua aangeneem as my persoonlike saligmaker. En weet jy wat? God die Almagtige het daardie nag een van die grootste wonderwerke in my as mens gedoen. Hy het my omgedop, hy het my omgekeer en hy het 'n honger in my hart en my siel geplaas, waarin ek gebrand het dag en nag vir sy woord. En ek het hierdie ou Bybeltjie, het ek opgeëet in 3 maande, en tot die verstommende ontdekkings gekom, wat ongekend is, en dit wat ek nie geweet het, oor die saligheidsplan van God, omtrent sy volk Israel. Nou, in hierdie tweede deel van die reeks, wil ek vanmôre met U deel oor 'n openbaring wat Vader in Maart, April 1984 aan my gebring het by 'n Pinksterkonferensie van die PPK Kerk op Beulah Park. Nou, die Saterdagoggend was ons in 'n biduur gewees, en ons was besig om te sing. En die leier van daardie diens is 'n pastoor Ernst van Rooyen, het gevra dat as Vader met iemand spreek, of jy hom opdrag gee, deel dit met die persoon wat Vader aan jou gee. Nou, ek was op daai stadium 39 jaar oud, en 'n jong man van sy vroeë 20's kom na my toe aangestap, met sy Bybel oop, en hy sê vir my, hier is die boodskap wat God vir jou gee. En hy wys vir my die skrif, Sefanja hoofstuk 3 vanaf vers 8. En terwyl ek so staan, toe lees ek die skrif, En dit het 'n beroering in my hart en my siel veroorsaak.
En onmiddellik het ek deur die Gees gelei na vorentoe gestap, en terwyl pastoor Ernst van Rooyen besig was, het ek gewag. En toe hy die kans het, toe sê hy vir my, ja broer, wat is dit? En ek sê vir hom, dit is die woord wat Vader nou vir my gegee het, vir hierdie volk in Suid-Afrika. En ek gee hom die woord, die Bybel, en hy vat dit en hy lees dit. En weet jy, toe hy dit klaar gelees het, toe kom daar 'n beroering in daai gemeente. En die volk het gejuig en gejubel, en aan hom al die lof en die eer gegee, en hom aanbid, tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Maar, intussen het ek baie min geweet, wat werklik verborg is in die woord omtrent God se uitverkore volk. En daarom wil ek vandag begin in hierdie tweede deel van die reeks, en net hierdie openbaring, wat Vader daardie oggend aan my gebring het, en deur die jare my geleer het, en gerig het en onderrig het in sy woord. Net die kosbare woord, die Bybel. En wil ek vanmôre vir u sê, as u die 1933 of die 53 Afrikaanse vertaling het, dan is dit die beste Bybel waarin u ondersoek kan doen. En dan, gepaardgaande met dit, is die Duits Annotated Reference Bible, wat ek baie sterk wil aanbeveel vir elkeen wie nog nie in die Gees gebore is. Ek wil 'n beroep vanmôre op u doen en sê, vergeet van alle boeke. Luister na wat mense sê, memoriseer dit en bedink dit, maar gaan en gebruik hierdie twee Bybels om te delf in die goudmyne en die skatkamers van ons hemelse Vader, sodat u uit hierdie twee boeke uit tot die kennis van die volle waarheid kan kom, waarin ons Vader Skepper en welbehae het. Goed. In die afgelope 41 jaar, vanaf 1971 tot vanoggend toe, het Vader op verskeie maniere tot my genader. Nommer 1, het hy in baie visioene vir my dinge gewys, wat ek wakker was, en terwyl ek in die gesag is, die dinge sien, en terwyl ek dit sien, het Vader met my gepraat, en oor die visioene met my gedeel. Dan het hy self ook baie openbaringe aan my bekend gemaak. En dan was daar verskeie kere waar Vader self in my teenwoordigheid, sonder dat ek hom kon sien, maar bewus was van sy teenwoordigheid, en sy stem gehoor het soos hy my stem nou hoor, wat hy met my gepraat het, en ons oor en weer in gesprek was, en Vader 'n paar verborgenhede aan my bekend gemaak het. Nou wat ek vanoggend met u gaan deel, kom nie uit myself uit nie. Dis nie my eie interpretasie nie. Geen nie vanmôre vir u my eie opinie nie. Maar wat ek met u gaan deel, kan bevestig word in die woord van God. Het is wonderlik dat so baie wat hy met my gedeel het oor hierdie 41 jaar, het ek eers daarna, het ek dit ontdek in die woord, wat hy dit dan deur en in hierdie woord aan my bevestig. Daarom wil ek u bemoedig, ondersoek die skrifte. Neem die skreeu in ons hemelse Vader en vra vir hom, dat hy die geestelike oog sal verlig om die waarheid in sy woord te sien, te ontdek, en dit diep in die hart te bære, en dit te oordink dag en nag, sodat hy in u lewe verheerlik kan word. Nou spesifiek wil ek vanmôre begin met hierdie openbaring, wat Vader in 1984 my bekend gemaak het. En dan het hy oor 'n tydperk van baie jare, tot nou toe, baie dinge bygevoeg,
oor dit wat ek vanmôre met u gaan deel. Nou kom ons begin by Sefanja 3 vanaf vers 8. Hy sê, daarom verwag my, spreek Jahwe, die Elohim, op die dag wat ek my gereed maak vir die buit, want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toren, want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. En ek wil hê, u moet mooi oplet. Wat Vader deur die mond van Sefanja tot die volk van Israel spreek. Hy sê, daarom verwag my, spreek Jahwe, die Elohim, op die dag wat ek my gereed maak. Want hierdie dag is nou besig om baie naby te kom. As ons kyk na die wêreldomstandighede en wat in die wêreld gebeur, dan kan ons sien dat alles besig is om te ontvou volgens die profeseë van 'n paar profete wat ons in die woord opgeteken kry in verband met die eindtyd, in verband met Israel, sy geliefde uitverkore volk. En dan sê hy verder, hy sê om koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort. Want weet jy wat? Hierdie wêreld is boos. Die immorele toestand van hierdie wêreld is haglik. En die geregtigheid van die regverdige is min. En daarom is die verdrukking na die gees, en in die gees deur die woord in sy opregtes, is nou baie sterk besig om in 'n rigting te beweeg, waar ons moet luister na die woord waar hy sê, dat as die regverdige nouweliks gered word, waar sal die goddelose beland? Maar dan in hierdie tyd wat kom, wat Vader hom nou gereed maak, om sy grimmigheid oor hierdie wêreld uit te stort, hy sê, al die gloed van my toren, want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. So daar is nie 'n plekkie op die aardbol wat uitgesluit is nie. Sê verder in Sefanja 3 vers 9, want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring. En wanneer 'n mens bietjie gaan ondersoek, doen, en die ontleding van die skrifte doen, wie is hierdie volke, aan wie ons majesteit rein lippe sal toebring? Hy sê, sodat hulle almal die naam van Jahwe, die Elohim, sal aanroep, en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Wie is hierdie volk van wie Vader praat? Hy sê in vers 10, praat hy spesifiek met 'n deel van hierdie volk. Hy sê, oor kan die riviere van Kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Nou, die Afrikaanse vertaling sê dit nie so duidelik nie. Maar kom ons kyk wat sê hy in die King James Version. Hy sê, from beyond the rivers of Ethiopia, my suppliance, even the daughter of my dispersed, shall bring my offering. Nou jy sien, wat het hier gebeur? In Vader se raadsplan en sy besluite, toe Israel verstrooi is oor die hele aardbol, het hy besluit om hier aan die suidpunt van Afrika vir hom 'n volkie bymekaar te bring, waarin hy aan die hele wêreld sal wys en openbaar dat hy die lewende God, skepper van die heelal is, en dat Yeshua sy seun is wat in die vlees gekom het, net vir sy volk Israel. Wanneer ons nou verder gaan, dan sal jy sien, dan sê die woord baie duidelik in Sefanja 3 vers 10, from beyond the rivers of Ethiopia. Nou waar is Ethiopië?
Nou Sefanja spreek tot 'n spesifieke volk oorkant die riviere van Ethiopië. Nou hierdie Ethiopië, as ons nou kyk na die ontleding van die Strongs, sal ons sien, dit is 'n geslag, Ethiopië is 'n geslag uit Israel uit Gam uit. En hierdie Ethiopië is die woongebied van die nageslag wat uit Gam gebore is. En hulle was ook deel van Israel. Alhoewel daar dinge gebeur het, waar hulle in die eindtyd, wanneer ons Messias sal kom, uit die koninkryk van God uitgedryf sal word, en nie deel sal hê in die koninkryk van God nie. Ek het gesoek, en ek het op hierdie een afgekom. Dit was Herodes se kaart in die jaar 450 voor ons Messias gebore is. En nou wanneer die profete geprofeteer het hulle byvoorbeeld in Jerusalem gestaan. En hulle het geprofeteer in die rigting wat hulle geprofeteer het. Nou Sefanja staan in Jerusalem plus minus 679 jaar voor ons Messias. Nou hy het geprofeteer as profeet tussen die jaar 679 tot 648 voor Messias. En terwyl hy in Jerusalem staan, as hy na daardie kaart kyk, dan sien hy, kyk hy af na die suide. En as hy na daai kaart kyk, sal hy sien, ek het met 'n rooi omring. Memphis, dit is Egipte. En net links van Memphis is Libië. En dan die groot omringde rooi kol van die ooste tot die weste en van reg onder Libië tot waar die kaart ophou, was die streek van Ethiopië in daardie jare gewees. En Sefanja sê baie duidelik, hy sê oorkant die riviere van Ethiopië, dit beteken oorkant Ethiopië, waar daardie riviere geskei word van die suide en Ethiopië self, praat hy met 'n volk. En hy sê in vers 11 vir hierdie volk, hy sê, op die dag hoef jy jou nie te skaam, weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie. Want as ons kyk na die volk en die toestand van hierdie volk, en ons sien hoe hierdie volk hulle rug op ons majesteit gedraai het, en waarmee hulle besig hou, weg van die waarheid af, in misleiding vasgevang, dan sê Vader, want dan sal ek uit jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig jubel. Hy sê, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Nou hierdie wat Vader gaan wegruim, wie is die mense wat hy gaan wegruim? Hy sê in Sagaria 13 vers 8, in aanvulling tot hierdie profesie van Sefanja, waar Sagaria geprofeteer het, hy sê, en in die ganse land spreek Jahwe die Elohim, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Vader het dit in my geopenbaar, hy het my gewys, hy het 'n fisiese ramp in my lewe teweeggebring, waarin hy met sy eie hand die landstreek gevorm het, maar ons sal later by dit kom, want ek wil net vanmôre met die deel oor hierdie volk aan die suidpunt van Afrika, waarvan Sefanja geprofeteer het, en wat met hierdie volkie gaan gebeur, en wie is werklik hierdie boerevolk? Want vandat Vader met my begin deel het oor hierdie volk, praat hy met my oor hierdie boerevolk, waarmee ek my identifiseer, as 'n volksgenoot in hierdie boerevolk. Hy sê, daarin sal hy uitroei 2/3, hulle sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. En hoe gaan dit gebeur? In Jesaja 17 vers 14, bring Jesaja die profeet, praat hy ook oor hierdie volk. Hy sê, in die aand, daar is verskrikking, voordat dit môre word, is hulle nie meer nie.
Dit is die deel van hulle wat ons plunder en die lot van hulle wat ons beroof. En wanneer ons kyk na die omstandighede in hierdie land, wie is die grootste rowers van die volk in hierdie land? Dis die geldmark, dis die banke. Want ons word gemanipuleer en geondermyn deur middel van geld. Want die doel van die nuwe wêreldorde in hierdie eindtyd is om mense te verarm. Hulle moet slawe wees van die stelsel, sodat wanneer 'n slaaf hom moet onderwerp aan dit wat hulle wil hê, wat moet gebeur. Kom ons kom terug na Sefanja toe, vers 12. Hy sê, nou praat hy van hierdie volkie aan die suidpunt van Afrika. Hy sê, en ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en geringe volk, wat by die naam van Jahwe skuilings soek. Is dit nie te kosbaar en te wonderlik nie, dat Vader in sy grootheid hier 'n volkie gebring het, waar 'n deel van die Israel volk, as die jongste Israel volk in die wêreld gebore is, vir sy plan en sy doel met betrekking tot die eindtyd, net voor die wederkoms van ons Messias, waar Vader sy grimmigheid oor die hele aardbol gaan uitstort. En dan in Suid-Afrika gaan hy hierdie klein oorblyfseltjie, hierdie ellendige en geringe volkie, wat by die naam van Jahwe skuilings soek, gaan hy uitsonder vir sy doel en sy plan. Ons later daarby kom, wat Vader aan my geopenbaar het, hoe hy hierdie volk gaan gebruik, hoekom hy hierdie volkie, die boerevolk gaan gebruik, vir sy plan en sy einddoel, net voor die wederkoms van ons Messias. Hy sê in vers 13, die oorblyfsel van Israel. Kyk mooi, luister mooi wat sê die woord. Hy sê die oorblyfsel van Israel, nie die oorblyfsel van 'n kerk soos ons belieg is, deur die vorm godsdienstkerk in die stelsel wat gebore is uit die Rooms-Katolieke kerk om die volk van God te mislei nie. Nee, hy sê die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie, en in hulle mond geen bedrieglike tong gevind word nie. So hier kom 'n suiweringsproses, hier kom 'n opwinningsproses, hier kom 'n skoonmaakproses, wat ongekend is in die geskiedenis van dat 'n volk in die mens bestaan. Hy sê, maar hulle sal wy en neerlê, en niemand op die aarde sal hulle verskrik nie. Sy in vers 14, hy sê, Jeba, dogter van Sion, juig, o Israel. Hy praat nie van 'n kerk nie. Hy praat van Israel. Hy sê, juig, o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Nou moet jy onthou, van hierdie Israel, waarvan die profeet Sefanja spreek, sit hier, gebore in die suidpunt van Afrika. Nou, ons volksgenote ken die geskiedenis van die boerevolk, hoe hulle uit baie verskillende volke en nasies en tale uit Europa uit hier aangeland het, waaruit hierdie boerevolk gebore is, die Israelvolk. En jy wat vanmôre kibbel in jou hart, jy wat rebelleer teen die woord van God, niemand kan hierdie woord van ons Vader Skepper verander nie. Nou wil ek ook vanmôre verklaar, want daar's baie spotters, mense wat opstaan en spot dryf met ons, die Vader gebruik in hierdie openbaringe. Ek wil vanmôre verklaring vir u sê, spot maar, aan die dag van afrekening kom, maar hulle die luister na die woord van God, die hulle oorneig na die woord, en hulle terugkeer na ons Skepper toe, hulle sal verheug wees en juig in Israel, en jubel van ganser harte.
En hulle sal deel wees van die dogter van Jerusalem, wanneer die wederkoms van ons Messias plaasvind. En dan, alles wat Vader met my gedeel het, in visioene aan my gewys het, in dinge aan my geopenbaar het, en selfs in persoonlike gesprek met my verkeer het, tale sonder mal, kan niemand van my wegneem. Het staan vas. Hy sê in vers 15, hy sê, Jahwe het jou oordele opgehef, so boerevolkie van Suid-Afrika, luister mooi. Hy sê, Jahwe het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg. Wat beteken dit? Hierdie vyande wat ons so ondermyn, hierdie vyande wat ons so beroof en ons besteel, hierdie vyande wat ons volksgenote uitmoor en hierdie verskriklike moordingsprosesse op ons volksgenote toepas. Hoor wat sê Jahwe, die ewige Elohim, tot julle. Hy sê, Jahwe het jou oordele opgehef, dis die oordele van Israel in hierdie land. Want die oordele het hy losgemaak op hierdie volk, omdat hierdie volk wederstrewig is en weier om na hom toe terug te keer toe hulle rug op hom gedraai het hy die oordele gebring. Dit wil ek vir u byvoeg. In November 1986 maak Vader my 2 die nag wakker. En hy daai nag met my gedeel vir 4 ure en 40 minute. En onder andere het hy met my gepraat, met sy mond tot my gespreek, en hy het vir my gesê, hierdie volk het hulle rug op my gedraai. Hulle is wederstrewig en weier om na my toe terug te keer. Daarom sal ek hulle oorgee aan 'n harde nasie, en hulle sal hulle berowe en doodmaak daarlank. En dit het gebeur vanaf 1987. U is getuienis van wat met hierdie boerevolk in Suid-Afrika gebeur het tot dusver. U is getuienis van hoeveel duisende gruwelik vermoor is, vermink is, uitmekaar uitgekap is, en die wêreld sê nie 'n woord daaroor nie. Die wêreld swyg oor hierdie volkie, wie so verneder word en wie so uitgeroei word, maar hierdie volk het dit gekies. U geliewe volksgenoot wat nog nie in die plek is waar Vader wil hê jy moet wees nie, u het dit gekies. Want Vader sê in sy woord, daar sal 'n tyd kom, wanneer hierdie volk vir hulle leiers sal kies, wat vir leiers is. En die verleiers sê die volk mislei, want die volk het geluister na die leerpredikers van verskillende kerke, wie lieg en bedrieg, en in die waarheid, die volle waarheid van die woord, aan die mens verkondig nie. En die volk het vir hulle politieke leiers gekies, wat hulle belieg en bedrieg het. En dit is waar die volk vandag sit, omdat hulle agter hierdie leenaar verleiers aangeloop het, en hulle geglo het, in plaas van om hulle skrede, na die lewende God Skepper te wen, en tot die kennis van die waarheid uit sy woord te kom, wie hy is, wat die doel van Vader met hierdie volk is. En daarom sê hy, terwyl hierdie dinge met hierdie volk gebeur, gaan 'n tyd aanbreek, waar Vader Jahwe sê, hy het sy oordele oor hierdie volk, oor kan die riviere van Ethiopië opgehef. Daar gaan 'n einde aan dit kom. Hy sê jou vyand weggeveeg. Wil ek vanmôre vir hierdie vyand van die boerevolk van Suid-Afrika sê, julle wat so korrup is, julle wat ons mense vermoor, julle wat die bloed van die volk in julle hande het, die dag gaan aanbreek, dat julle sal vlug, maar julle sal nie 'n wegkruipplek kan kry wanneer ons Majesteit sy oordele oor julle uitgiet in die vuurgloed van sy grimmigheid nie. Hy sê, Jahwe, die Elohim is by jou, hy is by ons, hy sal by ons wees. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. Wil ek vir hierdie volk en die oorblyfsel sê, wees
nie bevrees nie, wees nie beangst nie, maar kry julle sake reg met die lewende God Skepper, sodat julle in sy guns kan inkom, en in sy beskerming kan inkom, want hy het 'n belofte aan my gemaak, terwyl hy met my gespreek het, op die aand van die 11 Oktober 2009, staan hy langs my, kophoogte aan my regterhand, en hy praat met my en hy sê, ek maak 'n belofte aan jou vir hierdie volk. Dis hierdie volk aan die suidpunt van Suid-Afrika. Sê ek maak 'n belofte aan jou, soos ek hierdie brandweerwaandjie daai vuuroond beskerm het in daardie ramp van die brand. So sal ek my volk, die geringes in hierdie volk, beskerm dat nie een haar van hulle hoof sal skroei nie. Daarom wil ek u bemoedig vandag en vir u sê, kom reg, kom terug, luister na die woord van ons Vader Skepper, kry jou lewe reg, want daar is voorwaardes waarin elke volksgenoot moet voldoen, om in hierdie nuwe koninkryk wat Joshua hier gaan oprig, in die suidpunt van Afrika, waarin elkeen moet voldoen, om in hierdie koninkryk toegelaat te word. Hy sê in Markus 4 vers 11, en hy sê vir hulle, en hier kom nou verborgenheid wat ek met u wil deel. Ons Messias praat met sy disippels, hy praat persoonlik met hulle, met sy eie mond sê hy, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. Sien, verborgenheid, in Engels is 'n secret, of is 'n mystery. Nou daar's twee verskillende groepe mense in hierdie wêreld op die aardbol. Die een groep is hulle wie in verstrooiing deel is van Israel uit die 12 stamme. En die ander groep is hulle wie buite Israel is. Nou, wanneer u lewe aan hom offer, deur u te bekeer met berou van sonde en ongeregtigheid, dan kom hy en hy vul u met sy gees van geregtigheid en waarheid. En wanneer u dan die honger het om hierdie woord te ondersoek, dan sal hy die skille van die oë afhaal. Hy sal die geestelike oog oopmaak om te sien, die geestelike verstand verlig, om te begryp wat die verborgenheid is omtrent Israel in verstrooiing reg oor hierdie aardbol. Spreuke 3 vers 32 sê, want die verkeerde is vir Jahwe 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. U sien, net hulle wie opreg is. Vader het vir my gesê, wanneer hierdie gloed van vernietiging uitgestort word, en hy sy grimmigheid uitstort, en hier net 'n klein oorblyfsel gaan oorbly, sê hy vir my, wie hy gaan spaar, en wie hy gaan beskerm, en wie hy gaan wegsteek. Maar dit geld ook nie net vir die boerevolk in Suid-Afrika nie, dit geld vir al die Israeliete, in die 12 stamme, in verstrooiing, reg oor die aardbol. En hierdie verborgenheid is dit, vir die opregtes. Hy sê, hulle wie my uit 'n rein hart dien, in gees en in waarheid aanbid, met volharding tot die einde toe. Dis hulle, aan wie die belofte toekom, dat hy hulle elkeen afsonderlik sal beskerm, dat wanneer hy sy grimmigheid uitstort, dat geen haar van hulle hoof sal skroei nie. 1 Johannes 4 vers 6 sê hy, ons is uit God. Wie is uit God? Nie almal is uit God nie. Want nie almal is uit God gebore nie. Daar het sekere dinge gebeur met die val van Adam en Eva, waar Lucifer die gevalle engel inspraak gehad het in die mens in die tuin van Eden, waarin hy wou die uitverkorenes, die suiwer saad van God, uit Adam en Eva uit
wou vernietig, sodat daar vir Vader Skepper nie 'n volk sal wees wie hom by sy naam sal aanroep nie. Dis 'n ander verborgenheid wat Vader aan my meegedeel het, sal by 'n ander deel sal ons net oor dit handel. Nou sê hy, ons is uit God, hy wat God ken, luister na ons. Nou Vader het profete gegee, het leraars gegee, hy het dienaars gegee. En almal wat die waarheid spreek in die woord van ons Vader Skepper is, sal na ons luister. En sal die woord ondersoek, en kyk in die woord of dit wat ons spreek, die waarheid uit God, ons Skepper se woord is. Maar as dit die waarheid is, neem dit aan. Bære dit diep in jou hart. Maak dit deel van jou lewe. En jubel en juig tot eer van sy groot en heilige naam. Hy sê, hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Nou dit het ek nou ondervind, in hierdie 41 jaar wat ek op die pad is, wat Vader my gered het, en my gebruik het in sy diens, met baie mense gedeel het. En dit het ek ondervind, waar hy sê, hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. En as ons nou kyk, terwyl ek bedrywig is op Facebook, om die woord van ons Vader Skepper te bring tot die volk, en mense te bereik, sien ons hoeveel spotters daar is, hoeveel lasteraars daar is, hoeveel vloekers daar is, hoeveel mense daar is wat in rebellie, nie teenoor ons wat die woord spreek nie, maar direk en indirek in rebellie optree teenoor die lewende God Skepper, waarin hy sy grimmigheid op hulle gaan uitstort, tensy daar onder hulle mense is, wie deel van die volk Israel is, en hulle sonde erken en bely, en het regmaak en na hom toe terugkeer, met 'n berouvolle hart. Hy sê in vers 6, hieruit ken ons die gees van die waarheid, en die gees van die dwaling. Want jy sien, daar's twee geestelike realms, twee geestelike dimensies, wat in stryd is met mekaar. Dis die geestelike realm van Vader Skepper, en die wat uit hom gebore is. En dan is dit die geestelike realm waar in die gevalle engel Lucifer uitgewerp is van sy setel uit die troon wat hy opgesit het in die oorspronklike tuin van Eden waarin Adam en Eva geskape is. Groot verborgenheid sal by dit ook uitkom. Maar in daardie waar Lucifer uitgewerp is, omdat hy in rebellie teenoor Vader Skepper gegaan het, is die twee geeste in stryd teenoor mekaar. Die gees van waarheid en die gees van dwaling. En jy moet dit mooi onthou, memoriseer dit, en u sal weet aan watter geestelike realm u behoort, en wat is die begeerte van die hart, en wat is die strewe waarin u wil leef en waarin u wil wandel. Hy sê in Jeremia 23 vers 3, kom Vader en hy spreek met Israel, luister nou mooi. Hy sê, en ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het. Jy sien, in hierdie eindtyd gaan dinge gebeur, waarin ons Messias die engele, sy engele gaan uitstuur aan die 4 windhoeke van die aarde en uit Israel in verstrooiing sy skape, sy oorblyfsel gaan versamel uit al die lande waarheen ons Majesteit hulle verdryf het weens hulle rebellie, weens hulle sonde en ongeregtigheid. Hier is nog 'n groot verborgenheid wat ek met u gaan deel oor Israel, maar ons 'n bietjie later by dit kom. Hy sê, en ek, dis ons Majesteit, sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. Want wanneer Vader in sy grimmigheid
sy toninggloed uitstort op hierdie aarde, gaan hy in Suid-Afrika hierdie geringe volke, hierdie oorblyfsel gebruik om deel te vorm van die voorbereiding van die hele Israel in die 12 stamme wat hy reg oor die aardbol gaan versamel en hierheen gaan bring. U hoef my nie te glo nie. Want daar's baie wat hierdie kosbare woord verwerp, wat die waarheid verwerp, wat die dogma en die leuns uit die Rooms-Katolieke Kerk glo en mislei is, en mense wat nie eens weet hulle is mislei nie, sal dit nie glo nie. U hoef my nie te glo nie. Maar ek herhaal dit wat Vader aan my gesê het en aan my geopenbaar het, kan niemand van my wegneem nie. En teken dit maar aan. Luister maar, want daar gaan 'n dag aanbreek wat jy gaan uitvind dat Gert van Kraaienberg wat hierdie boodskap gebring het vir die volk, wou ek nie luister nie, ek het gespot daarmee, ek wou nie ag gee nie, maar daar gaan die spyt wees, want as daardie dag aanbreek en die bassein gaan blaas, gaan Vader die deur sluit, net soos hy Noag se ark se deur gesluit het, en net hierdie klein geringe oorblyfseltjie gaan hy beskerm, nie binne 'n fisiese ark nie, maar weg van die oë van die wêreld. En dan gaan hy buite wees. En as daai deur gesluit is, gaan hy roep, jy gaan uitvind. Jy het gespot, jy het nie geluister nie, maar dan gaan dit te laat wees. Jy gaan nie meer 'n kans kry nie, want nooit in der ewigheid sal die wat sonder ons Messias sterf in ongeregtigheid en al die sake nie met hom regmaak het, uit Vader Skepper gebore is, en die God van die hemel en die aarde gebore is, en hulle bekeer het, en sonder ons Messias sterf, sal nie weer 'n geleentheid kry om reg te maak nie. Daar is baie mense met misleiding wat baie stories vertel, maar luister na die woord van ons Skepper, dat hierdie volk wat in die vlees is, sal herskep word, sal gered word, hierdie gering is, en wanneer die 7de bassein, dit is die laaste bassein, sal blaas, en ons Messias sal kom met krag, in heerlikheid om te kom haal die, in die Israel volk, die 12 stamme, wie aan hom behoort, sal die wat in die lewe oorbly, in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word in 'n geestelike liggaam. En dan sê hy verder, sal hy daardie siele wat nou in die hemelse paradys is, wat daarin bewaring gaan word, sal hy saam met hom bring, en hulle geeste sal verenig word met hulle liggame wat uit die grafte sal opstaan, en saam met die wat leef in 'n veranderlike, verheerlikte liggaam, ons Messias sal ontmoet in die lig op die wolke. Maar kom ons kom terug na die woord van Vader toe. Hy sê, my skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels. Hoeveel volksgenote onder ons eie volk dwaal nog vanmôre rond? Sit nog in dogmakerke, neem deel in politieke ongeregtigheid, terwyl Vader vir my gesê het, en ek 'n boodskap aan baie van hierdie leiers gebring het, sogenaamde leiers van die volk. Vader het geen behaag meer in hierdie kerke van ongeregtigheid nie. Hierdie kerke wat die leuen preek, hierdie kerke wat ons volksgenote mislei. Hy het geen behaag in hulle wat deel het in enige politieke bestel nie. Want dit wil ek vanmôre aan u verklaar, dat al hierdie politieke leiers reg oor die wêreld het nie die gees van ons majesteit in hulle nie. Hulle is leenaars, hulle is bedrieërs, hulle werk vir die nuwe wêreldorde, om hierdie volk van God, die uitverkore volk, wat verstrooi is oor die wêreld, totaal en geheel en al te vernietig, en uit die samelewing te verwyder. Maar ek het 'n boodskap vir julle leiers van die wêreld, hoor die woord van ons majesteit. Hy sal 'n vromme geringe volkie laat oorbly, wie hy sal beskerm en beskik, dat geen haar van hulle hoof sal skroei nie.
Daarom wil ek vir julle sê, werkers van ongeregtigheid, julle wat die wêreld liefhet, julle wat die leuen liefhet, wat die volk van ons majesteit ook hier in die suidpunt van Afrika wil vernietig, totaal wil uitwis. Ek het vir julle 'n boodskap. Hy gaan self ingryp op die dag van sy grimmigheid en julle sal vlug, maar daar sal vir julle geen skuilplek wees nie, want waar julle ook al heen gaan vlug of wil wegkruip, daar sal sy hand julle uithaal en in sy grimmigheid en sy woede en in sy toorn sal hy julle vernietig, sodat julle naam nooit weer onder die son genoem sal word nie. Luister dan, geliefdes, luister dan, volksgenote, wees bly, want hy gaan sy volk beskerm. Hy sê, my skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels, en dit sluit die hele wêreld in. Nou, profeties is al hierdie hoë berge, en die hoë heuwels is nasies, en volke waarin Israel in verstrooiing is, en onder wie hulle ronddwaal. Hy sê, ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Wie van die wêreldleiers het u gehoor? Ons vorige witbedelingsleiers, het u gehoor wat hierdie volk opgeroep het, na hulle gevra het en gesê het, my volk, kom ons keer terug na ons Vader, Skepper, ons majesteit. Nie een nie. Tot vandag toe is daar geen politieke leier wat vra na hierdie volk of na hulle soek nie. Want Satan weet wie hierdie volk hier in die suidpunt van Afrika is. Hierdie oogappelvolk van ons majesteit wat hy met 'n doel en sy plan hier geplant het vir die eindtyd, om in hierdie volkie aan die hele wêreld te openbaar dat hy die God skepper van die heelal is. Hy sê in 2 Tessalonisense 2 vers 7, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. En wanneer ons kyk na die verborgenheid wat baie nie besef nie, baie volksgenote wat niks weet van hierdie verborgenheid, volksgenote wie nog twyfel, volksgenote wat nie in die kamp van ons Vader Majesteit is, waar die skaapkraal is, waar hulle behoort nie. Want daar is 'n rede daarvoor. Hy sê net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Nou baie predikers het ek al gehoor, wat sê, wie hou hierdie wederkoms van ons Messias terug? Wie hou die uitstorting van sy toorn oor die Antichrist en sy werke terug? Sê hulle, dit is die Gees van God. Nee, is nie die Gees van God nie. Hulle wie geregtigheid lief het, hulle wat Jahwe dien uit 'n rein hart, hom aanbid in gees en waarheid met volharding toe, dit is hulle wat die sonde haat, dit is hulle wat die ongeregtigheid haat, dit is hulle wat die ongeregtigheid teëstaan. Daarom het George Bush Jr. 'n verklaring gemaak, klompie jare gelede, en hy het gesê die Christene is in die pad van die land, van Amerika, want hulle moet uitgehaal word, en daarom het hulle rehabilitasiesentrums gebou en opgerig, om al die Christene wat 'n struikelblok vir die wêreld is, wat 'n struikelblok vir die nuwe wêreldorde is, te verwyder en hulle te stuur na die rehabilitasiesentrums toe, sodat hulle daar kan besluit en gekondisioneer word of hulle vir die nuwe wêreldorde is of vir ons Messias. Nou wil ek net vir u inlig.
dat wat George Bush eintlik gesê het is 'n leuen. Want hierdie rehabilitasiesentrums is nie om die Christene te gaan rehabiliteer nie. Dis opgerig en geskep om die volk van ons majesteit Israel, wie kinders van hom is, wat hom liefhet, wat die ongeregtigheid haat en hierdie dinge teestaan, om hulle na die veemakkampe toe te stuur, waar hulle in gevangenskap sal gaan, gemartel sal word en verniel sal word, om 'n besluit te neem of ons Messias te verwerp en die ewige lewe te verloor, of te staan by hom met volharding tot die einde toe, sodat wanneer hulle in daardie volharding vasstaan, hulle uiteindelik onthoof sal word met die valbuil. Dit staan ook in die woord geskryf in Openbaring 6. Sê Vader vir ons, hy sê en hy het gehoor hoe hulle wat onder die altaar is, wie onthoof is terwille van sy naam, na hom roep, en hulle roep en hulle sê, hoe lang nog, o majesteit, gaan die vertoef en ons bloed wreek op die bewoners van die aarde? En dan kom ons majesteit, en hy sê, trek vir hulle wat klere aan, wees stil, wees rustig, wag nog net so kort rukkie, totdat hulle wie ook net soos julle onthoof sal word, voltallig is. Want jy sien, ons gaan in hierdie eindtyd in, waar baie in hierdie groot verdrukking van smarte sal ingaan, en gevange geneem sal word na hierdie veemakkampe toe, wat alreeds reg oor die wêreld opgerig is, waar in Suid-Afrika reeds 2 is, en waar u as kind van Vader Majesteit 'n keuse sal moet maak met volharding, of hom sal verloon en verraai om in die nuwe wêreldorde in te gaan. Maar hulle wie by hom sal staan en sal vasstaan, gaan gemartel word. Dit gaan verskriklik wees. En niemand sal dit ontvlug nie. Want dit staan geskryf in die woord. Baie mense het my gevloek